Het is skoolvakansie en ons volgende reeks is besig om nog so bietjie in die pot te prut. Maar terwyl ons oploop na daardie reeks toe, het ons 'n paar weke waar ons gaan stil staan by Kom ek vertel jou van. En in hierdie kort reeks gaan ons stil staan by 'n paar karakters in die Bybel of 'n paar gebeure in die Bybel wat regtig groot impak gemaak het in die koninkryk, maar ook groot impak kan maak in jou en my lewe. Nou wanneer ons dink aan die Bybel, dan is dit so dat daar is mos nou sekere Bybelkarakters wat se stories net groter is as die lewe self, wil ek amper sê, né? Daar's karakters wat sulke groot impak gemaak het van die Ou Testament af regdeur tot en met die Nuwe Testament toe. Ons dink aan persone soos Petrus. Petrus was 'n dinamiese persoon geweest, ons weet dit. En die Bybel sê dat hy was die rots. Daardie dag toe Pinkster uitgebreek het, losgebars het, die Heilige Gees uitgestort is, was hy die ankerpersoon. En dan moet dan Paulus wat 'n groot gedeelte van ons Nuwe Testament geskryf het. Dis groot name. Maar dan is daar ook persone wat in die agtergrond beweeg het, waarvan ons nie baie lees nie, waarvan daar nie baie inligting oor vervat is nie, maar wat sulke belangrike rolle gespeel het. En ek kan nie help anders as om te dink aan ons vrywilligers, wanneer ek dink aan sulke persone nie. Julle groet hulle elke Sondag by die deur. Julle sien hulle offerande opneem. Julle sien hulle op die verhoog of by die kinderkerk besig om te dien, of daar agter in die koelerboks. Ons sien hulle elke dag, maar hulle is so half in die agtergrond. En miskien is jy een van hulle, wat dalk eers dien, maar jou naam kom nooit op 'n skerm nie. Jy's nie baie bekend nie, baie beroemd nie, maar daar is iets wat jy in die koninkryk doen, wat so baie belangrik is. En ek wil vir jou sê, as dit nie vir sulke persone is nie, dan gaan die koninkryk van die Here nooit gebou word nie. Want dit gaan nie altyd oor die persone van aansien. Die persone wat op die verhoog staan nie. Dit gaan oor mense wat elke dag net gehoorsaam is aan die stem van die Here. En daarom wil ek vandag met jou praat oor so 'n persoon, en dit is Barnabas. Nou jy kan seker argumenteer dat Barnabas nie heeltemal een van hierdie onbekende persone is nie, want sy verhaal word so deur die boek van Handelinge en ander plekke so bietjie vertel. Maar die rede hoekom ek gekies het om oor Barnabas te praat is juis omdat hy een van daardie persone is wat so bietjie in die agtergrond staan. Daar word nie baie oor hom gesê nie, maar dit wat wel van hom gesê word is so belangrik vir jou in my lewe vorentoe. En daarom wil ek jou uitnooi, neem jou Bybel op, maak hom saam met my oop by Handelinge 11. En ons gaan saam lees van vers 22 af. Het gaan op die skerm wees, so as jy nie jou Bybel hier het nie, lees asseblief saam. Toe die gemeente in Jerusalem hoor wat gebeur het hulle Barnabas Antiochië toe gestuur. Nou kom ek vertel gou net 'n bietjie konteks hier. Daar was Jode wat tot bekering gekom het in Jerusalem. En met die uitstorting van die Heilige Gees was daar 'n groot beweging. Maar daar het iets in Antiochië gebeur. Daar het herlewing plaasgevind in Antiochië. Nou Antiochië is een van hierdie belangrike stede. En sy naam, ek wil net gou sien, dis nogal 'n moeilike naam. Sy naam in vandag se tyd is Antakya. En dit is in Turkye. So as jy ooit in Turkye gereis het of van plan is om soontoe te reis, Antakya is die ou Antiochië. En dit is 'n belangrike stad, want dit was die derde grootste stad in die Romeinse Ryk. Rome, die belangrikste grootste stad, dan Alexandrië en dan Antiochië. En dit is vir ons belangrik, want dit was die heel eerste plek waar die evangelie aan nie-Jode verkondig is. Mense soos ek en jy. En daarom is hierdie stad so belangrik vir jou en my, want as dit nie vir Antiochië was nie, dan was ek en jy dalk nie vandag hier nie, want dan was die evangelie dalk nooit aan nie-Jode verkondig nie. Vandaar het die evangelie versprei. So baie belangrike stad. Vers 23.
Nou is Barnabas op pad Antiochië toe, né? Toe hy daar kom en sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, was hy bly. Hy het hulle almal aangespoor om lojaal aan die Here te bly. Vers 24. En dis waar ons storie begin. Barnabas was 'n goeie man. Vol van die Heilige Gees en van geloof. Nou, toe ek hierdie spesifieke verse lees, toe dink ek, dit sal eintlik baie mooi wees as dit bokant iemand se graf staan, né? Op 'n grafsteen. Wat wil 'n mens beter hê as dit? So en so was 'n goeie mens, vol van die Heilige Gees en geloof. En dit is wie Barnabas was, dis hoe hy geken was. Maar sy verhaal begin 'n bietjie vroeër, in Handelinge 4. So as jy kan terugblaai na Handelinge 4 toe, hoofstuk 4, vers 36, dan lees ons die volgende. So was daar byvoorbeeld Josef, wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken, iemand wat mense moet inpraat. So Barnabas het 'n ander naam gehad. Barnabas was Josef. Wie van julle het noemname? Byname? Kom ek vertel jou gou van 'n paar van hulle wat in my familie is. My ouma het 'n paar susters gehad. Sy was die oudste van die susters. So sy was Ous, vir Ousis, né? Ouma Ous. En dan haar jonger suster was haar naam is Agnes, maar hulle het haar Eggie genoem. En dan die jongste suster was Toy. So ons het Ous, Eggie en Toy. So kry mense noemname, né? Of jy het Lang Piet en Kort Gert en ek weet nie wat alles nie, afhangende van hoe jy lyk of wat jy doen, en as jy rooi hare het, is jy Rooi Jan. Dit was so met Barnabas. Sy naam was Josef, wat 'n fantastiese mooi naam is. Maar die apostels het gekies om hom iets anders te noem. En die rede daarvoor is ingesluit, opgeteken in sy naam. En as jy gaan lees in die grondteks, dan beteken hierdie iemand wat mense moet inpraat. Barnabas beteken seun van bemoediging. Dis die grondteks, is dit nie mooi nie? Seun van bemoediging. Kan jy indink as jy so tipe mens is, dat hulle sê, hoorie nie, ons gaan jou nie meer Jan of Piet of Gert of Koos noem nie. Ons gaan jou noem bemoediging. Of aanmoediging, of liefde, of getrouheid. Of wat ook al, né? Seun van bemoediging. So ek wil jou so deur sy verhaal vat en by 'n paar belangrike oomblikke in Barnabas, hierdie persoon wat bemoedig, se lewe vat. Heel eerste ding wat Barnabas gedoen het, wat belangrik is vir ons as kinders van die Here vandag, is dat hy nie in besittings belê het nie, maar hy het in mense belê. Wie van julle onthou die storie van Ananias en Safira in die Bybel? Nou, hulle het 'n stuk grond gehad wat hulle verkoop het. Maar toe het hulle so 'n bietjie van daai geld, van daai wins, het hulle eenkant gehou, wat okay is. Maar hulle was oneerlik geweest. En omdat hulle oneerlik was, het hulle albei dood neergeslaan. So ek wil nou nie fokus op die dood neerslaan nie, ek wil fokus op die grond wat hulle verkoop het, want dit was 'n tendens geweest in die kerk van Handelinge, in die heel eerste gemeente. Dit lyk vir my dat van die disippels het nogal eiendom gehad. En wat Barnabas gedoen het, is Barnabas het ook een van sy eiendomme gevat, en hy dit gaan verkoop, en hy daar die geld gebring, sodat die mense wat arm is, kon lewe. En as jy daar die gedeelte sal deurlees, sal jy sien dat hulle dit op so 'n manier gedoen, dat daar geen meer behoefte was nie. Hoe mooi is dit, né? Hulle het alles wat hulle gehad het verkoop, en uitgedeel onder mekaar. So kom ons lees 'n bietjie hierdie verhaal, en dit is Handelinge 4, die volgende vers 37. Hy het sy grond verkoop en die geld vir die apostels gebring, om vir die te gee wat tekort het. Hy het sy hulpbronne gebruik om mense rondom hom op te lig. Ek en my vrou praat gister daaroor, ons het vriende gemaak met mense in Meyerton toe ons daar gebly het. Hulle dogter was saam met Chantay op skool gewees. En
baie suksesvolle besigheidspersoon. Maar as jy kyk na dit wat daar gepost word op sosiale media, dan is dit blink liggies en nuwe eiendomme en nuwe motors wat gekoop word. En daar's niks meer fout nie. Maar ek sê vir my vrou, dis net jammer dat mense wat so vermoënd is, nie meer doen vir mense wat rondom hulle is, wat swaar kry nie. En miskien is ek hard, miskien doen hulle en ek weet nie daarvan nie. Maar ons sien dit nie. En ons is mos maar geneig om partykeer op sosiale media die goed te post wat vir ons belangrik is, né? Ek weet, Marinda doen dit baie. As ons ergens met die kinders iets doen, dan weet die hele gemeente dit. Want ons hele lewe word either op ons WhatsApp status geplaas of op Facebook. So julle weet presies waarmee is ek en sy besig. Want dis wat vir haar belangrik is. So daarom wil ek vandag by jou stil staan en sê, sien die behoefte van mense raak, bo jou eie besittings. Moenie jouself in die voet skiet, maar wanneer jy het om te gee, kom ons lewe 'n lewe van vrymoedigheid en vrygewigheid, om te kan gee daar waar dit saak maak. Net hier langs die kerk is ons in Chebais, en daar het ons 'n winkel waar ons al ons ou klere, of dit wat nog in 'n goeie toestand is, kan heenvat, en hulle verkoop dit weer aan mense wat behoefte het teen 'n baie, baie lae prys. So as jy iets het en jy wil dit nie weggee nie, gee dit dan vir Incheba, dat hulle dit weer kan gebruik en kan uitdeel. Maar as jy behoefte het, bid daaroor, sê vir die Here, Here, wat is daar wat ek kan doen om hierdie behoefte aan te spreek? Barnabas was een van daardie mense wat glad nie geskroom het om dit wat hy het te deel nie. Tweede ding wat hy gedoen het, is hy was nie 'n aannemer van persoon nie. Nou, weer eens, hoe maklik kyk ek en jy na mense rondom ons? En dan maak ons vinnige besluit, ek wil nader staan of ek wil wegbly. Hoeveel keer vingers terugwys na my toe, né? Hoeveel keer stop ons by 'n robot en jy wil nie eers die persoon wat daar met 'n bordjie staan in die oë kyk nie. Want net nou maak jy oogkontak en dan voel jy skuldig. Het gebeur met my ook. Ek het dit gister weer gedoen. Barnabas was nie aannemer van persoon nie. Later in die verhaal ontmoet hy vir Saulus, wat Paulus is. En dan speel hierdie verhaal af waar Paulus skielik tot bekering kom. En niemand wil iets met hom te doen hê nie, want hy het Christene doodgemaak. Maar dan is daar 'n persoon met die naam van Barnabas. Hoor gou wat staan in Handelinge 9 vers 27. Barnabas het hom toe na die apostels toegevat en vir hulle vertel hoe Saulus op pad na Damaskus die Here gesien het. Almal was bang vir Saulus. Niemand wou hom toelaat om met hulle te kom praat nie, want hulle was bang dat hulle ook doodgemaak gaan word, maar hier kom Barnabas. Hy vat vir Saulus. Vat hulle na die apostels toe. Vertel vir hulle wat gebeur het, hoe hierdie manne ontmoeting met die Here gehad het, en dit was die begin van Paulus se sendingreise. As dit nie vir Barnabas was nie, waar sou Paulus gewees het? Waar sou die Nuwe Testament gewees het? Iemand wat in die agtergrond beweeg en sê, ek sien die persoon agter die reputasie raak. Mag dit in jou en my lewe ook so wees. Partykeer hoor ons dinge van mense en dan loop ons so 'n draai om hulle, want ons het 'n storie gehoor. En as jy al ooit by my was en ons het gepraat, of in berading of net 'n gesprek gehad, dan sal jy weet, ek sê baie gereeld, ek stel nie belang in ander mense se stories oor jou lewe nie, ek stel belang in jou. Want ek probeer om te kyk na die persoon en nie na die storie of die reputasie nie. Barnabas help vir Saulus. Saulus staan op as leier. En vandag as jy deur Turkye reis, dan sien jy die voetspore en jy sien die resultaat van dit wat Paulus bereik het. Nog 'n ding wat Barnabas gedoen het is, hy was nederig.
Hy het nie te veel van homself gedink nie. Hy het op 'n plek gekom waar daar, soos ons gesien het, daar was 'n reuse herlewing in Antiochia. En toe kom Jerusalem se Christene en hulle stuur vir Barnabas soontoe. En toe hy in Antiochia kom, toe sien hy, hier is soveel werk, ek sal dit nooit op my eie kan doen nie. Partykeer dan dink ons, "Sjoe, dis die ideale geleentheid vir my om 'n mega gemeente hier te plant. Hier is soveel mense, as ek net 'n kerk hier kan neersit, gaan my kerk uit sy nate uitbars, né?" Dis nie wat Barnabas doen nie. Hy sê, ek gaan iemand kry wat nog 'n groter leier is as wat ek is. Ek gaan iemand nader trek om my te kom help. En ewe skielik onthou hy vir Saulus wat ergens in Tarsus sit. Handelinge 11 vers 25-26, so 'n paar hoofstukke verder. Barnabas is daar na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom Antiochia toe gebring. En wat Barnabas doen is hy gaan haal iemand wat niemand aan wou raak nie, en hy bring hom na die plek toe waar die herlewing is, sodat hulle daar kan werk in die koninkryk van die Here. Hy stel sy eie behoeftes, sy eie begeertes, sy eie ambisie, stel hy onder, en hy gaan haal vir Paulus, en hy kry hom om te kom lei. En vir my is dit so mooi, want dit is die merk van 'n ware, volwasse leier. Iemand wat die potensiaal raak sien in ander mense, en terugstaan, sodat hulle opgebou kan word. En mag dit in jou lewe ook so wees. Daar waar daar ander mense is wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, en jy kan met hulle deel, sien die potensiaal raak, sien hulle raak deur die oë van die Here, sê Here, hoe kan ek help om hierdie persoon op te lig, sodat hulle ook kan doen waarvoor hulle geroep is in u koninkryk. Dink gou so 'n bietjie aan die mense rondom jou. Mense met wie jy elke dag skouers skuur. Persone by die werk. Persone in jou huis. Ek is daar om vir my kinders te help, dat hulle kan groei in die persoon wie die Here wil hê hulle moet wees. Nou ek kan hulle karakter breek, want ons moet mos die boompie buig terwyl hy jonk is, né? Maar as jy hom te ver buig, dan kan hy breek. So ek kan my kinders se karakter kan ek breek, dat hulle voel hulle is niks werd. Of ek kan hulle opbou, dat hulle voel hulle kan alles in hierdie wêreld vermag. As niks wat hulle vir hulle onmoontlik is nie, omdat Christus saam met hulle is. Ek het die vermoë om my vrou op te bou of om haar af te breek. Hoe hanteer ek haar? Hoe hanteer jy die mense rondom jou? Die mense wat dalk onder jou werk, of selfs die mense wat bokant jou aangestel is. Is jy daar om hulle te help, dat hulle potensiaal kan uitleef? Of is jy daar om te sê, hoe gaan dit my baat? Wat kan ek doen om myself te bevorder? Dink 'n bietjie daaroor. Barnabas het geglo in tweede kanse. En ek dank die Here vir tweede kanse, want as dit nie vir 'n tweede kans was nie, sou ek nie vandag hier gestaan het nie. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek 'n student was, en ons almal weet jy kry mos kinders en volwassenes, en dan kry jy studente, want hulle is 'n spesie op hulle eie. Studente dink anders, hulle lewe anders, en ek was daar, ek weet. En toe ek 'n student was, het ek het so effens van die Here af weggedryf. En ek kry myself op 'n plek waar die stem van die Here in my lewe stil raak. En dit raak naderhand 'n maand. En dit raak 2 maande. En dit raak 3 maande, en dit raak 6 maande. En ek voel verlore. Voel vir my asof ek nie meer kan asemhaal nie. Want dit voel vir my ek is op hierdie verlate plek, die Here stel nie belang in my nie, hy wil nie met my praat nie, ek bid, ek roep sy naam aan, en toe ek myself kon kry, staan ek in die middel van Tikkie se sportgronde, se sportveld, 11:00 in die aand. En ek skreeu, ek roep die naam van die Here, ek smeek hom.
En vir die eerste keer daar, na 6 maande se stilte, hoor ek weer die stem van die Here. 'n Tweede kans. Miskien het jy ook 'n verhaal van 'n tweede kans. Dalk het die Here jou lewe ergens gespaar, sodat jy vandag hier kan sit, om te hoor dat jy 'n Barnabas tipe mens kan wees, om dalk ook 'n tweede kans vir iemand naby aan jou te gee. Om hierdie punt te verduidelik, moet ons stil staan by hoofstuk 15 van Handelinge. Nou dis 'n redelike gedeelte en ek wil nie deur al die skrifte gaan nie, maar ek wil net vinnig vir jou die konteks gee. Dit is daar op die skerm. Barnabas en Paulus besluit om op 'n nuwe sendingreis te gaan. Hulle was klaar met dit wat hulle in Antiochië wou gedoen het en hulle besluit tyd vir 'n nuwe sendingreis. Terwyl hulle op hierdie sendingreis is, besluit Barnabas, hy gaan sy neef saamvat, jongman met die naam van Markus. Nou, op een van die vorige sendingreise het hy ook vir Markus saamgevat, maar Markus het bang geword en hy het gedros. Hy het weggehardloop. En toe Paulus hoor dat Barnabas wil vir Markus saamvat, toe sê hy, no ways. Hierdie ou het ons teleurgestel, hy gaan nie weer saam met ons nie. Ons het mense nodig wat kan staan en wat nie bang is vir dit wat kom nie. En daar raak Markus half gelabel. En Barnabas en Paulus raak in 'n argument betrokke en daar besluit hulle paadjies moet skei. Barnabas gaan na Cyprus toe en Paulus gaan na Sirië en na Cilicië toe. En raai wat? Barnabas het toe vir Markus saamgevat. Hy het hom 'n tweede kans gegee. En dis 'n baie belangrike tweede kans. Want in daardie tyd waar Markus onder Barnabas gestaan het, het hy gegroei as 'n persoon. Het hy gegroei as 'n leier, want hoekom? Wie was bokant hom? Die seun van bemoediging. En Barnabas moedig vir Markus aan, hy leer hom, hy help hom, hy ontwikkel hom as leier. Tot op so 'n punt, dat Paulus in 2 Timoteus 4 vers 11 die volgende woorde sê. Want op daai stadium is Lukas by Paulus. En Paulus sê, net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus. En bring hom saam wanneer jy kom, want hy kan my behulpsaam wees. Op een plek sê Paulus, ek wil nie vir Markus saamvat nie, want hy is nie die regte materiaal om leiding te neem en saam met my te werk nie. Maar onder die leiding van Barnabas ontwikkel Markus tot op so 'n plek waar Paulus sê, hoorie, gaan en dan bring jy vir Markus saam, want hy gaan my kan help. Hoe mooi is dit nie, né? Tweede kans. Dank die Here vir tweede kanse. Dat Barnabas nie hom afgeskryf het nie, maar dat hy gesê het, ek is bereid om jou te vat. Miskien is jy vandag ook so 'n persoon, wat sê, as iemand my net 'n tweede kans wil gee. Ek het ook dinge wat nie reg is in my lewe nie. Mense kyk dalk na my en hulle sien net hierdie een aspek van my lewe raak. As iemand my net 'n tweede kans wil gee. Of dalk is jy vandag iemand wat saam met daardie tipe persoon 'n pad stap van disippelskap. Onthou, disippelskap is om by iemand in te haak en tree vir tree saam met daardie persoon vorentoe te stap. Dalk is jy so 'n tipe persoon. Ek gaan vra dat die aanbiddingspan my gaan kom help. So hier's 'n paar dinge terwyl hulle opkom wat ons kan leer van Barnabas se lewe. En ek wil so vinnig net recap. Heel eerste, as jy jou hande kan oopmaak en sê, Here, hoe kan my hulpbronne ander se lewens help? En luister mooi, dit hoef nie finansies te wees nie. Maar as jy kan brood bak, en jy kan dalk 'n warm gebakte, tuisgebakte brood na ons huis toe
sal ons dit baie waardeer. Dalk het jy 'n groentetuin. En jy wil dalk net 'n pakkie boontjies vir iemand gee. Of dalk het jy tyd in die oggend om dalk na hospitaal toe te ry en vir iemand te gaan bid. En jouself tot beskikking stel. Wat is die hulpbronne wat die Here vir jou in jou hand gee, waarmee jy kan dien? Dalk het jy tyd om betrokke te raak by die hartklopspan. Om te sê ek wil dien in die gemeente. Dalk wil die Here jou op so 'n manier gebruik. Tweedens, kyk na ander met liefde. Wanneer ons na mense kyk, mag liefde en genade dit wees, die bril wees waardeur ons kyk na ander mense. Mag jy die persoon langs jou raak sien. Regtig raak sien. En nie net die gewoontes of die slegte maniere raak sien nie, maar die persoon agter dit. En dan derdens, mag jy ander voor jouself stel. Iemand anders 'n geleentheid gee. Of dalk terugstaan en sê, ek het hulp nodig, maar in steede van jou net langs my intrek, wil ek jou die geleentheid gee om te groei. En laastens, dat jy tweede kansse sal uitdeel. Dat jy ook soos Barnabas, iemand onder jou vlerk sal neem, en sê, hoe kan ek jou help om te ontwikkel? Hoe kan ek jou help om te groei? Sodat jy jou potensiaal kan bereik. Want dit is wat leierskap is. Hoe kan ek my vrou help? Hoe kan ek haar ondersteun? Dat sy ook as mens kan voel, sy groei, sy ontwikkel, saam met my. Hoe kan ek my kinders help? Hoe kan ek my buurmense help? Hoe kan ek mense rondom my ondersteun, sodat hulle kan groei? My kollegas, my leiers, persone onder my. Wat kan ek doen, Here? Dalk 'n tweede kans gee. Vir iemand wat jou ergens teleurgestel het. Dalk moet jy net 'n tyd in gebed spandeer en sê, Here, is daar dalk iemand wie ek afgeskryf het? Wat ek nodig het om te bel? Nodig het om mee koffie te gaan drink, om te sê, kom ek stap hierdie pad saam met jou. Ek is bereid om jou te vergewe. Kom ons dien die Here saam, kom ons doen iets saam. Die grootste tweede kans is as gevolg van die kruis van Jesus Christus. Dis die rede dat elkeen van ons vandag hier is, omdat daar 'n tweede kans aan jou deur kom klop het. Daar was 'n geleentheid waar jy die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe beleef het. En waar jy gesê het, Here, hier is ek, verlore, en die Here het jou 'n geleentheid gegee. Dalk 'n derde, en 'n vierde, en 'n vyfde, en 'n 10de kans, ek weet nie. Maar nog 'n kans. En daarom gaan ons vandag stil staan by nagmaal, en ek wil vra dat die beleefspan so lank gaan gereed maak. Na vore toe kom, agter toe sal gaan en so lank sal begin uitdeel. Ons gaan vandag stil staan, en dalk is dit vir jou 'n geleentheid om te sê, Here, gee my vandag opnuut 'n tweede kans. Daar's dinge in my lewe wat nog nie reg is nie, maar ek bring dit vandag na U toe. Ek lê dit vandag voor U neer, Here, en ek vra dat U my weer 'n geleentheid sal gee, weer 'n kans sal gee. Dis die wonderlike ding van genade, dis onbeskryflik groot, soos die liederdigter dit sê. Ek en jy sal nooit besef, en nooit kan verstaan hoe groot God se genade is nie. En vandag is daar nuwe en vars genade vir jou en my. En terwyl jy die broodjie gaan neem, dit gaan eet as nagedagtenis van die liggaam van Christus. Terwyl jy die druiwesap geneem en dit gaan drink, om die bloed wat gestort is vir jou en my te herdenk. Wil jy nie vandag vir die Here sê, Here, maak my 'n Barnabas tipe mens nie. Maak my iemand wat vrygewig is. Maak my iemand wat met liefde na mense rondom my kyk. Maak my iemand, Here, wat tweede kansse gee.
Maak my iemand wat ander mense oplig, saam met my vat op hierdie reis. Maak my 'n Barnabas tipe mens. Martelies, hulle gaan vir ons 'n lied sing, en as jy alreeds die broodjie en die druiwesap het, dan is jy welkom om dit te gebruik terwyl die lied gesing word. Ek wil net vir ons 'n gebed doen, en daarna gaan ons bedien word met hierdie lied. So, daar waar jy is, kom ons bid net saam. Here, vandag kom ons en ons sê vir die dankie vir nog 'n kans. Nog 'n geleentheid, Here, waar ons kan dink aan hierdie prys wat U betaal het, U lewe wat U gegee het, U liggaam wat verbrysel, vernietig, verniel was, Here. Onherkenbaar vermink. Bloed wat gevloei het. Vandag, sodat ons in 'n verhouding met U kan staan. Dat ons vandag nie op ons eie krag kan staatmaak nie, maar weet, U het 'n prys betaal sodat ons in verhouding met U kan wees, Here. Dankie vir verlossing. Dankie vir redding. Dankie vir genesing. Dankie, Here, dat ons vandag net kan terugdink aan daardie dag waar die aarde donker geraak het. Maar dat dit nie net daar gebly het en dat U opgestaan het om vir ons 'n plek te gaan voorberei en die Heilige Gees by ons kom los het, sodat ons vandag die teenwoordigheid van die Here elke oomblik kan ervaar. Dankie vir die prys, Here. Dankie vir dit wat U kom doen het. En dankie dat ons vandag kan terugdink wanneer ons hierdie brood en die druiwesap neem. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.